Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons hier by Ontdekkers wil julle elkeen 'n baie geseënde Kersfees toewens. Mag julle die vrede en die vreugde wat daar net in Christus is, ryklik in julle harte geniet. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Onse Vader in die hemele, ons kon in ons lied U aanbid. Ons kon U uitwys en ons kon U verheerlik, U naam groot maak. U alleen is ons rots en ons verlosser. Ja, Here, as ons sou stil bly, sou die klippe dit uitroep. Ja, selfs die stilte van die nag verheerlik U en wys U uit. Nie net as skepper nie net as God almagtig nie, maar ook as God wat mens word, wat slaaf word, onder ons kom woon, sodat daar 'n helder lig vir ons kan opgaan, 'n lig van verlossing. Wil U ook nou, as ons U woord uit, as ons daaruit gaan lees, die helder lig van die Kersevangelie in ons harte laat skyn. Wees U self daardie lig, daardie krag deur U Gees, sodat ons nie net kan hoor nie, maar ook kan luister, sodat ons waarlik vertroos, bemoedig en vernuwe kan word deur U woord en deur U Gees. Ja, Vader, U ken die donker plekke in ons harte en ons gedagtes. U ken elkeen van ons soos ons hier is, maar dankie dat ons U kan ontmoet by 'n krib in Bethlehem. 'n nederige krib, in die seentjie, in die kindjie, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. In sy naam sê ons ook amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 2 vers 1 tot 20. Die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Sirenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboortegeskenk aan haar eerste seun, of aan haar eerste kind 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. Die engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus, die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom, ons gaan reguit na Bethlehem, gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat daar oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Tot sover ons skriflesing. Geseënd is hy, ook vandag is ons geseënd, as ons hierdie woorde hoor en dit van harte glo. Ons gaan fokus op die woorde in vers 6. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind
gebore moes word. Die tyd het aangebreek en wanneer julle mense hierdie gegevens van Lukas 2 mooi oordink, ja, ons lees hierso terwyl dit daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En as 'n mens dink ook aan die verskyning van die engele, ja, wat ingelei word met die woorde, daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. En as 'n ou die woorde ook van die engel wat sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Wanneer 'n mens hierdie gegevens in gedagte hou, dan sal julle met my saamstem dat 'n mens die logiese afleiding kan maak dat ons verlosser gebore is hier iewers na middernag in die vroeë oggendure in die pikdonkerte. Deur die eeue word dit ook dan deur die kerk aanvaar dat ons verlosser in die stilte van die nag gebore is. Vandaar die immergroen liedjie Stille Nag, Heilige Nag. Vanaf die eerste keer wat ons Skepper die lig geskep het en ons lees, God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem en dit was aand en dit was oggend die eerste dag, ja, vanaf daar die eerste dag was daar aande en daar was oggende gewees. Nou, meeste nagte gaan vir meeste mense verby terwyl ons slaap en dis asof daar niks gebeur deur die nag nie. Terwyl daar nagte is, waarbinne daar groot gebeurtenisse is, groot veranderings, dat as dit dag word, dan weet jy, maar van nou af vorentoe gaan my lewe net nie meer dieselfde wees nie. Dink maar aan D-dag. Ja, aan D-dag, 6 Junie 1944, daai oggend toe die son opgekom het. Met die inval van Normandië deur die geallieerde magte, was dit die begin van die einde van Hitler en die Duitse Ryk. En was dit naby die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Vanaf daardie dag sou die wêreld nie meer dieselfde wees nie. Alles het verander. En ek dink die geskiedenis is vol voorbeelde waar almal 'n nag van rus ingegaan het en toe hulle die volgende oggend opgestaan het alles verander. Dalk was dit 'n veldslag, 'n afsterwe van 'n leier of 'n geliefde, 'n tsunami, 'n ramp, 'n pandemie, alles verander. In ons eie persoonlike omstandighede kan alles oornag verander. Terwyl 'n nag baie stil en rustig vir meeste mense kan lyk, kan daar baie dinge gebeur wat jou lewe ingrypend raak en verander. Maar die nag in Bethlehem, waar dit vir almal gelyk het asof dit maar net nog 'n stille nag gaan wees waar binne niks gebeur het nie. Dis van daardie nag waarvan ons lees, terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. In een stille nag verander God die donker, die duister, na die lig. In ons lewens, wanneer ek by Christus, die kindjie daar by Bethlehem uitkom, en ek sien hom vir wie hy is, verander alles. Alles. Maar let op, dat God werk in stilte. Dis God se manier van werk. Wie hulle die aarde draai, die planete, alles gebeur om ons. Die natuur word versorg, nie met 'n kreun en 'n steen en 'n voorbeer wat ons hoor elke dag nie, om die waarheid te sê. Dis asof die hele skepping in sy stille gang elke dag maar net voortgaan. Soveel so dat meeste van ons mis God se stem. Ons mis en ons sien nie God se hand raak meer in die skepping nie. Ook as God aan Moses verskyn, daal hy neer in 'n wolk en maak hy homself aan Moses en later aan sy kinders bekend. Dink ook aan Elia. As God aan hom verskyn, dan gebeur dit in 'n sagte gesuis. Dis God se manier van werk. Dis sy styl. Dis hoe hy werk.
in stilte. Hy werk waar ons nie sien nie en waar ons hom nie onmiddellik raak sien nie. Daarom, as hy die magtigste van magtigste dade doen, as hy die wonderwerk van alle wonderwerke doen, as hy die liefdesdaad van alle liefdesdade doen, as God almagtig die gestalte van 'n slaaf aanneem om onder ons te kom woon, om Immanuel te wees, om verlosser en Here te wees, doen hy dit in die stilte van 'n nag. In Jerusalem het koning Herodes rustig geslaap, onbewus van 'n koning, die koning wat gebore is. Sterrekykers sou hom later daarop wys. Die hoofpriester met sy Joodse raad, al die fariseërs en die Joodse volk het ook rustig geslaap, onbewus van die storm wat aan die kom is as Jesus hulle met die waarheid gaan bedien. Ja, alles gebeur in stilte, asof die volgende dag maar net nog 'n dag gaan wees. Vir 'n sondestikkende wêreld was daardie nag, waarna Lukas verwys met die woord vandag, was dit maar net nog 'n stille nag, terwyl dit God se oomblik was. Van 'n besluit wat hy voor die skepping gemaak het, van alles wat hy in die Ou Testament met sy kinders doen, wat hy vir hulle beloof het afgestuur op daardie oomblik, toe 'n kindjie gebore is en in 'n krib neergelê is. Die ware lig wat elke mens verlig, het na die wêreld gekom in die stilte van die nag. Deur die eeue sou hierdie kindjie, sou Christus se manier van werk ook vasgelê word. Tot vandag toe nog werk ons Here en Koning op hierdie wyse, deur sy woord en deur sy gees. Lank voordat ons dit raak sien, is hy al in die werk in die hart van 'n sondaar, is hy besig in 'n kerk, in 'n gemeente, is hy besig in die geskiedenis van sy kerk, deur al die eeue. Ons weet nie altyd wanneer hy begin, of waarheen hy op pad is nie, maar doelgerig werk hy deur die eeue, in stilte, wanneer ek en jy dink, niks gebeur nie. En tog het God daardie nag die stilte verbreek deur 'n kragtige boodskap. Ons moet onthou dat die evangelis Lukas na deeglike navolging van alles wat oor Jesus geskryf en wat oor hom getuig was, dat hy hierdie woorde neergepen het, juis om vir sy eerste lesers geloofssekerheid te gee. Ja, die wêreld met al sy voorspoed en teëspoed, maar ook die wêreld met al sy afgode en valse dinge waarin mense hulle hoop kon stel en wat vreugde beloof het ook twyfel in sy eerste lesers se harte gebring. Sit nou nog daar by die swaar kry wat hulle moes beleef, net omdat hulle navolgers van Jesus was. Het hierdie eerste lesers begin wonder, maar is dit regtig waar? Is dit nie moeite werd om aan die evangelie van Christus vas te hou? En dit is wat Lukas gedryf het. En deur die eeue, ook vandag, gebruik die Heilige Gees hierdie evangelie volgens Lukas, om ook ons vanmôre, Kersfees 2025, in ons geloof te versterk, om alle twyfel uit ons hart uit te dryf, om enige geloofstryd tot 'n rustigheid te bring, sodat ons verseker kan weet dat die goeie nuus rakende Jesus Christus die waarheid is. Die stilte op die veld van Bethlehem, waar 'n paar herders oor hulle skape wag gehou het, was verbreek met die verskyning van 'n engel, 'n boodskapper van God, met 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Julle sien vanaf die oomblik toe God daar in Genesis 3, net na die sondeval, beloof het dat iemand uit die saad van Eva die kop van die slang gaan vermorsel. Ja, vanaf daardie oomblik was die mensdom, die stikkende sondaar mens, in afwagting. Elke offer
en aanbidding. Selfs die ongelowiges, die goddeloses, wat offers gebring het aan afgode, het na vrede en 'n vreugde gesoek, wat net Christus kan gee. Elke sonde en soeke na vreugde, en dit wat nie vreugde bring nie, is eintlik 'n smagting en 'n verlange na die Messias. Ja, die mense verlange na die vreugde waarvan die engel hier praat. Na die vreugde wat net die kindjie in die krib vir ons kan gee. 2 weke terug het ons oor die inhoud van hierdie boodskap het ons geluister en gepreek. Die goeie boodskap wat ware vreugde bring, gaan oor ons verlosser, Christus die Here, wat in die stad van Dawid gebore is. Ja, die kindjie in die krib is tog God se gestuurde verlosser, om ons deur sy offer aan die kruis van alle sondeskuld te kom verlos. Maar is ook hy wat uit die dood uit opgestaan het, om Here te wees, om ons met God te versoen, om 'n ewige vrede tussen God en sy kinders te bewerk, sodat ons deur 'n ware geloof in hom ook kan opstaan as 'n nuwe mens in 'n nuwe lewe, saam met God elke dag, ook vandag. Is dit Immanuel, God met elkeen van ons. Ja, die verbasing by die herders oor die verskyning van die engele in hulle loflied, hierdie eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense en wie God te welbehaag het. Ja, hierdie verbasing was opgevolg deur 'n groot verbasing toe hulle op bevel van die engel na Bethlehem gegaan het en hierdie gestuurde God gevind het. Nie in 'n kasteel nie, maar in 'n stal, in 'n krib. Nie in 'n fluweel en satijn toegedraai nie, maar in gewone doeke. Nie as 'n jong prins nie, maar as 'n slaaf, gebore om te dien, om sy lewe af te lê in belang van elke kind van God. Sien, dit is wat die goeie nuus van Kersfees tot vandag toe goeie nuus maak vir enige mens. Of jy nou 'n koning in 'n kasteel is, en of jy 'n bedelaar op die straat is, enige een van ons kan met leë hande, met 'n verslae, ja maar net met bedelaars hande opdaag by die kindjie van Bethlehem, wat gebore is as 'n slaaf. Die stilte van die nag maak die boodskap persoonlik. Is dit net met my? Maar jy ken Hendrik die beste. As jy weet waarin hy lê en dink in die middel van die nag, waarmee hy worstel, wat vir hom belangrik is, wat hom bang maak en wat hom benoud maak. Het jy al daaroor gewonder, hoekom die eerste mense aan wie die engel verskyn, en as ons Sagaria en Maria en Josef, as ons hulle nou eers een kant sit, dat die heel eerste mense aan wie die engel verskyn, en wat oë gelê het op die kindjie van Bethlehem, is herders. Die tyd het aangebreek vir God se grootste oomblik in die geskiedenis. Ja, toe die son daardie oggend opkom, was niks en sal niks tot in ewigheid ooit weer dieselfde wees nie. Die hele Ou Testamentiese geskiedenis het daarop afgestuur. En die engele, aan almal aan wie hulle kom verskyn aan herders. Nie aan 'n koning of 'n keiser nie, nie aan die hoëpriester of 'n skrifgeleerde fariseer nie, maar herders. Herders is so beskrywend van 'n stikkende sondaar mens. Dit is so beskrywend van my en jou. Want sien, oor die algemeen was hierdie herders nie betroubaar gewees nie. Jy kan jouself indink hoe hulle skeet of 'n seer ding van 'n lammertjie weggehou het van 'n koper sodat hy 'n beter prys vir die lammertjie kon kry. Hulle het maar besigheid gedoen soos wat ek en jy besigheid doen. Daarom het die mense nie van hulle gehou nie. Ook was hulle onrein volgens Joodse wette nie toelaatbaar om in die tempel in te gaan nie. Stel jy dit voor. Hy mag nie in die tempel ingegaan het nie. Sit nog hierby
dat hulle na die ene skaap geruik het, die heel dag en aldag. Nie goed geruik nie. En as hulle geslaap het, het hulle by hulle skape buite in die veld geslaap. Dan kan jy verstaan hoekom hulle destyds heel onder op die sosiale leer was. Hulle was nie ons tipe mense nie, hulle was low-class, sondaars. Sien jy dit raak? En dit maak die Kersboodskap so eg persoonlik. Dit kom by elkeen van ons harte uit. Die goeie nuus van Kersfees, van ons verlosser Christus die Here, word heel eerste aan low-class sondaars gebring, en die boodskap bring hulle uit by 'n kindjie in 'n stal, by 'n slaaf, in doeke toegedraai, letterlik soos 'n slaaf se kind. Maar dis die goeie, die krag van die Kersboodskap. God vat alles uit die pad uit. Hy vat alles uit die pad uit. Sodat die stikkendste sondaar na hom toe kan kom. Dis wat die goeie nuus van Kersfees goeie nuus maak, maar so eg persoonlik. Dat ek deur 'n ware geloof in Christus na God toe kan gaan. Enige tyd, enige oomblik, met vrymoedigheid. In Christus het God alle sonde, skuld en aanstellerigheid agtergelaat, sodat niks, maar niks in die pad kan wees, as hy sy kind ontmoet, as ons na hom toe kom nie. My broer, my suster, moenie huiwer nie. Moenie bang wees nie. Die engele het daai aantal vir die herders gesê, moenie bang wees nie. Kom soos wat jy is. Al voel jy hoe onwaardig. Kom met 'n leë hart, met bedelaarshande na Christus. Kom na die kindjie in die krib en word stil. Hy word stil. En aanskou die verlossing wat God aan elkeen van ons skenk. So mooi, toe God sy kinders verlos het uit Egipte, as hulle bang en benoud is, dan sê Moses vir hulle moet stil word en die verlossing van God aanskou. En dis wat Kersfees doen. Maar dit moet in my hart gebeur. Waar dat ek in die Here is en niemand kyk nie, ek raak stil Kersfees. En ek sien die verlossing in die kindjie wat in 'n krib lê. Die gebeure van daardie nag het alles, maar alles kom verander. In die gedeelte het ons gehoor hoe herders na hulle ontmoeting met Jesus self boodskappers geword het van die goeie nuus. Low-class herders, van wie jy dit die minste sou verwag, het aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hulle getuienis gehoor het, was in verwondering. Daardie nag wat Lukas beskryf met die tyd het aangebreek, het alles in die geskiedenis kom verander. Nou of die ongelowige wêreld dit wil weet of nie, dat daar 'n tyd voor Christus was en dat daar 'n tyd na Christus was, of hulle dit wil weet of nie, God het in Christus alles kom verander. En hy wil dit in my en jou hart ook doen. En dit beteken nie altyd dat my omstandighede gaan verander nie. Maar hy verander my hart, my kyk, my sien na alles. En net so, waar God die Heilige Gees in die hart van 'n sondaar begin werk. Ja, soms lank voordat ek dit selfs agterkom, maar waar hy werk deur sy woord en deur sy Gees en my uitbring by Christus, die Here wat opgestaan het. Verander alles. Gaan lees weer die Nuwe Testament. Elke keer as die Gees dit met iemand gedoen het, waar hy voor die waarheid van Christus, die gekruisigde, die Here gestaan het, het alles in hulle lewe verander. Dis wat Jesus deur sy Gees doen. En meeste van die tyd in stilte. En hy sal alles doen om ons soms tot stilstand te dwing.
Hy ontmoet sy kind waar hy of sy is. Hy kom na ons toe. Hy ontmoet jou waar jy stikkend, alleen, moedeloos en verlore is. Dalk seer, troosteloos. En hy maak alles net. Paulus stel dit so mooi in 2 Korintiërs 5 as hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Natuurlik is dit nie iets wat eenmaal gebeur nie, en dan is dit klaar nie. Dis ook 'n proses waarmee God daagliks in ons harte besig is. In stilte bring hy my weer tot stilstand. Leer hy my weer lesse wat ek dalk vergeet het of wat ek nog nie mooi geleer het nie. Maar soos wat ek groei in my ken van Christus, soos wat die Gees hom deur sy woord aan my bekend maak, verander ek meer en meer na die beeld van Christus. Dis soos God werk in die hart en die lewe van sy kind. My broer, my suster, een stille nag het God in Christus die donker na die lig kom verander. En dis 'n eg persoonlike boodskap vir jou. Die Kersboodskap. Deur sy woord en gees wat skitter hy tot vandag toe die goeie boodskap van Kersfees in ons harte in. So sit hy die vernuwingswerk wat hy reeds in Christus en deur sy gees in ons begin het, sit hy dit voort. Mag dit ons gebede wees. Mag dit agter ons wense lê as ons vir mekaar geseënde Kersfees sê, ja, mag dit gedryf word deur die hart van die Kersboodskap. Want ons is net werklik geseënd wanneer ek met leë hande en 'n leë hart opdaag by die kindjie van die krib. My broer, my suster, mag julle so geseënd wees vandag. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is ook nou, as ons voor U stil raak in gebed, asof ons net kan stil wees, asof ons gedagtes net in stilte wil teruggaan, daardie dag, daardie oomblik, toe U mens geword het, onder ons kom woon het, om deur U Gees by ons te wees, tot in ewigheid. Vader, ons bely dat ons so kan rondhardloop, so besig kan wees, dat ons so vasgevang kan raak deur ons eie omstandighede, dat ons soms nie stil genoeg raak in U midde nie. Dankie vir Kersfees. Dankie vir hierdie tyd. Wil U dit so gebruik in elkeen van ons harte? Dalk vandag, dalk môre, dalk oormôre, dat ons iewers net sal stil raak by die kindjie van Bethlehem. Toe God die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, om aan die Vader gehoorsaam te wees tot aan die kruis, sodat hy ons Heer en ons Verlosser kan wees. Wil U self in stilte, maar kragtig deur U Gees hierdie die hartswaarheid maak in elkeen van ons harte. Ons pleit dit vir ons geliefdes, ons kinders, ons kleinkinders. Ja, moenie laat hulle oor hulle eie lot besluit nie. Ja, wil U ook U beloftes nakom aan elkeen van ons, sodat hierdie waarheid ook in hulle harte vasgelê kan word, sodat hulle in ons soos die herder sal glo en gaan vertel, sal gaan getuig van die verlossing wat daar in Christus is. Vader, ons het soveel om net vir U dankie te kan sê.
Ons is so geseënd. Aan U die eer, die lof, die aanbidding van ons harte. Ons wil bid vir 'n wêreld wat so smag na die Kersboodskap, maar dit nie weet nie. Vir soveel stikkend, waar leiers oorlog maak en vrede en vreugde soek in mag en geld. Ook mense wat dit by verkeerde plekke gaan soek. Ja, as ons stil raak, dan word ons ook herinner daaraan hoe stikkend hierdie wêreld op hierdie oomblik is. En hoe nodig elke mens die kruisevangelie het. Vader, mag U naam geheilig word en mag U koninkryk kom. Wees by elke bedienaar van U woord. Wees by hulle wat die evangelie verkondig, by plekke waar U woord nie verkondig mag word nie. Wees veral by daai plekke waar die kinders bitter swaar kry, net omdat hulle in Jesus Christus glo. Gee middele, gee bedienaars, maar werk kragtig in stilte deur U Gees. Verander, maak nuut, soos net U kan. Wees by elkeen van ons vandag, maak dit 'n mooi dag. Wees by ons geliefdes, veral hulle wat ver is. En versorg ons elke dag, net met die keur van U seëninge. Vader, ons land, Suid-Afrika, ons pleit vir die vrede en die voorspoed van ons land. Hoor ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.